So Lawrence is not registered on the system yet. And we thought instead of just talking and saying, there are videos available, let's take one farmer who was prepared to do this here in front of everybody, and we show you exactly how it works. Okay, as I talk Lawrence through the whole system, I think everyone here can also try and follow us and see how we do it. Let me just open jou. Ek gaan ek kan Afrikaans praat. Sorry julle, ek vra so groot om verskoning. Is jou Engels klaar? Okay, my airtime sal nou uithardloop. So julle almal kan net gaan na buffalo.wet toe op julle fone, sommer daar waar julle sit. Dan kan ons julle almal gou deur die proses vat. Die van julle wat wil saamwerk, kan saamwerk. Die van julle wat wil kyk en hulp na die tyd nodig het as gevolg van julle ouderdom of dat julle nie die skerm lekker kan sien nie. Ons sal dit die gesig noem, nie die ouderdom nie of iets. Maar die ouens wat wil, ons gaan na buffalo.wet toe. Hoe lyk buffalo.wet? Dit is ons landing page. So dit is waar jy kom. En dit is hoe die skerm gaan lyk as jy by ons arriveer. Ons gaan 'n nuwe een hê binnekort, so moenie kommer as hy dalk 'n bietjie verander nie. Ons hoop om hom 'n bietjie mooier te maak. Ons dalk 'n bees insluit hier op die bokant, nie net 'n klomp buffels nie, Lawrence. Wat dink jy? Jy dink ook so. So ons gaan daarna login register toe. Ek gaan wel ietsie gedoen. Ek gaan vir julle net wys, sorry. Hierdie is maar 'n lewendige demonstrasie, so julle sien al die dinge wat dalk moontlik bietjie kan skeefloop, maar dis hoe dit gaan. Okay, so ons gaan op die login register klik en dan Lawrence, jy gaan vir die eerste keer opteken. Daar's 'n sign up daar regs onder. Okay, dan kan jy vir ons al jou details gaan invul. En terwyl hy dit besig is om te doen, wil ek 'n konsep verduidelik wat in Buffalo Analytics gebeur. In Buffalo Analytics het ons nie wat ons noem 'n enkele profiel nie. So as jy hierso jou goedjies invul, is dit net jou gebruiker. Dit sê net vir ons, hey, ek teken aan, ek wil nou werk op Buffalo Analytics. En terwyl ons daai dan nou doen, gebruik hom hierdie gebruiker in en dan is hy aangeteken, hy het gearriveer, hy's 'n gas op die stelsel en ek gaan vir jou verification code stuur. Kyk gou daar op jou foon of jy hom gekry het. Dis als mooi werk, dan kry jy 'n verification code. En dit is daarom net om seker te maak dat die e-pos wat jy registreer wel bestaan. En jy registreer nie iemand anders se e-pos nie. Het jy hom gekry? Wonder bo wonder, dit gaan goed vandag. Great. So nou kan jy net sê verify code. En jy kan hom maar net nou thanks sê en sign up. Ek dink hy behoort te werk. Kom ons kyk. Okay. So nou hierso Lawrence word jy nou gechallenged met 'n groot legal ding. Ek vat jou huis, jou vrou, jou kinders, maar ek los jou skuld. En dit is maar net basies om te sê dat ons van jou data gaan gebruik om te analiseer statisties. Ons gaan ook termynvoorwaardes sê oor hoe ons jou privaatheid hanteer en dat ons jou data gaan deel met die staat. So jy kan vir ons daar in die blokkie 'n kruisie maak. Want ek weet dit is vrek moeilik om te teken. Ek dink daai lyk soos joune. En dan sê ons submit. Wat nou gebeur is, ons het vir jou ook 'n afskrif van hierdie kontrak gestuur. Want jy moet my tog hou tot my woord. Friedel en oom François like dit om dit te doen, so ek sal behave. Ek sal myself bitterlik mooi gedra. En hy het die kontrak op sy foon gekry. So nou het jy gearriveer by Buffalo Analytics, jy's 'n gebruiker en nou gaan ons 'n entiteit of 'n persoon of 'n profiel skep. Want miskien boer jy vir 'n maatskappy. Miskien boer jy in jou eie oordanigheid of jy is die voorman van 'n ander maatskappy. So in die middel daarso kan jy sien create profile af, daar so 'n bietjie af in die middel. So links, ja, as sy. En nou gaan ons sê in watse land is jy? Nou hoekom vra ons in watse land is jy? Want jy kan 'n buitelander wees, jy kan met 'n paspoort hierso wees, jy's 'n natuurlike persoon, ek dink jy is gebore gewees en ons sit jou ID in. So nou gaan ons 'n bietjie kyk of jou ID bestaan en of hy werklik is. Want ons wil dan nou nie hê iemand moet geauthorize word wat dan nou nie bestaan nie. Next, is vir ons jou titel in, meneer, en dan jou alles, Lawrence. Ons weet, ek sê ons vat vrou, kinders, huis, als. So, terwyl jy dit invul, hierdie profiel word geskep. Nou, hoekom kan ons hierdie profiele skep? Soms gebeur dit dat jy 'n agent wil dalk aanstel om jou dinge vir jou te hardloop. Want ek weet van julle se arms is nie lank genoeg om te sien op die skerm nie en julle weet nie of hy bo of onder is nie. So jy kan 'n dame vir jou aanstel
om jou dinge vir jou te bestuur. OK. Wat hierdie adres is wat ons nou daar gaan soek, Lourens, hierdie adres is die naaste dorp of waar ons 'n pakkie heen kan stuur. Dis nie jou plaas nie. So ons is nie te bekommerd nie, daai is naby genoeg vir ons. OK, en ons gaan sê create. Hey, daar's jy nou. OK, nou wat ons nou gedoen het is, Lourens was baie stout en hy het vir iemand anders 'n profiel geskep. En ek dink dit sal onverantwoordelik van ons maatskappy wees, dat jy kan profiele skep soos jy wil. So ons het vir jou 'n e-pos gestuur, om te sê, hey, hier's 'n man wat 'n profiel geskep het. Is dit wat jy wil hê? En binne in daai ding sê ons, gee vir ons toestemming om op hierdie profiel ook data te vat. So elke profiel by ons word gecheck. Elkeen kry 'n kontrak en 'n ooreenkoms, sodat iemand nie net kan rogue gaan nie. OK, nou, sê, dit behoort omtrent dit te wees. Kom ons klik net daar weer op die huis. Want dit gaan hier loer. So daarso is jy op die lysie. OK, so soms as jy nie geauthorized is nie, is hier so 'n groot ding wat sê, hey boet, jy kan nie hier werk nie, ons wag vir die ou om vir ons te antwoord. Nou gaan ons terug na ons huis toe. Nou, kom ons begin sommer, ons wil sommer instof hê. Kom ons gaan daar na die Farmer FMD authorization. Ons sal nou uitfigure waar jy boer. OK. Kyk vir ons of jy saamstem. Ek gaan 'n bietjie groter maak hier, dat ons gaste kan sien. Ja, dis jy daai al jou details. Gee vir ons, is jy happy? Die staat, ons gaan alles sien. En die terme en voorwaarde kan jy gaan lees, want die terme en voorwaarde is dalk iets wat ons met doenwerks moet deel ensovoorts, maar alles is daar vir jou om te lees. OK, so trek vir ons die knoppie. So wat ons nou doen is, ons kyk na hierdie aansoek, ons is besig om die nasionale departement te kontak, en ons sê vir hulle, luister, hier's 'n ou wat wil aansoek doen vir authorization, gemagtiging, en ons probeer met hulle praat. Nou die probleem soms is, presies dit. The Department of Agricultural is temporarily unavailable. So nou het ons daai aansoek gevat en ons het hom in 'n queue gesit, en elke paar ure draai ons hom oor. Jy hoef nie enigiets te doen nie, maar oor die manier wat die stelsel werk, en ons weet alles is klaar gecheck, klik 'n bietjie daarso download certificate. Jy is gemagtig. Ek dink nie dis jou handteken nie, maar as jy by die veearts kom, teken van nou af so, asseblief. So nou weet ons dat Lourens geauthorized is, hy mag gaan hê. Van nou af, as jy sy bank se goeders wil hê, dis hoe Lourens teken. OK, so kom ons maak hy ouetjie toe. Ja, ons gaan sommer terug daar. OK, kom ons gaan terug na die huis toe, ons klik sommer net op buffalo.wet. OK, kom ons gaan boere bietjie, wil nie 'n bietjie boer nie, ek like van boer. OK, so klik daar op add farm vir ons. Nou wys vir ons waar boer jy, Lourens. Jy maak so, ja, maak hom oop. OK. Ja, daar is Bloemfontein. So jy gaan maar net in die kaart, jy zoom in, jy soek jou plaasie, as jy jou plaasie kry nie, dan doen jy dit met IFR, I follow road, dan volg jy die pad tot jy jou plaas kry. Dan klik op jou plaas. OK. So wat het ons nou gedoen? Ons gaan nou net vir 'n oomblik hierso stop. Ons het nou gegaan na die landmeter-generaal se database toe. Ons het jou grense gaan opkyk, ons het al die data gaan haal en ons display dit nou. Maar wat nou gebeur het is, as ons as boere praat as van 'n plaas, dan praat ons eintlik van 'n versameling van klein porsies. In die landmeter-generaal praat hulle van 'n parent farm, 'n beginplaas, en dan praat hulle van die porsies. En wat ons nou gedoen is, ons het die oorspronklike plaas met al die porsies gehaal, maar jy boer nie noodwendig op al twee nie. Doen jy? Ja, sien maar daai kant. OK, jy boer 'n bietjie hierdie kant toe. OK. Sluit ons hom nou in. OK, hoe gaan ons? OK, hy boer groot. Kyk hoe groot boer hierdie ou, hè? OK. So nou het ons dan die landmeter-generaal se goedjies gaan haal, maar jy boer eintlik net. Kyk, jy het 'n trekker. Het jy 'n trekker? OK, maar kom ons vat die trekker, dan boer ons op die plaas en dan kies jy net die porsies nou vir my. Nou verstaan jy. Ja, waar jy reg boer. Want ons gaan haal al die gefragmenteerde, druk maar net weer op hom. OK, en jy's happy met dis waar jy boer. Druk vir ons regs onder daarso. OK. Nou hierso, klik vir ons die eienaar. Dan is ja, so OK, ons kan hom skuif. Ek soms kom skuif, ons sal dit later doen. So gaan dit Lourens, ons sal die trust later doen. Noem dit sommer die trust se naam daar.
Okay, so ons het die plaas geneem en dan hooplik Laurens het jy 'n veearts wat vir jou werk. Okay, so search hy of soek sy van. Okay, byt vas. Daar's hy. Dis Stefan Wessels. Okay, ek gaan net so 'n bietjie kleiner maak vir ons. Druk net daar submit. So wat het ons nou gedoen? Ons het die plaas geskep en Laurens het vir ons gesê sy veearts is Dr Wessels. En ons het die hegting gemaak tussen jou veearts en die plaas. Nie jy as persoon nie, want onthou, jy's 'n groot boer. Jy boer in die Kaap en die Noord-Kaap en jy gebruik dalk verskillende veeartse. So ons moet weet wie's jou ou vir daai plaas. Exactly. So en dis nou wat ons gedoen het. Druk vir ons weer op die huis daarso. Okay. Nou kom ons bestel ons op die enstof. Sy, klik op die enstof. Nou kom ons loer bietjie, skraal net vir ons bietjie af. Hoeveel bottels van 50 soek jy? 4 bottels. Add to cart. Okay, nou gaan ons bietjie op. Trek hom net af, ja. Daar by die kaart. Dis reg. Kom ons gaan uit daar by check out. Okay, nou wat ons hier gaan doen is, jy het nou 'n mandjie. Maar onthou jy kan vir verskillende boere en boerderye boer. So ons gaan net gou soek. Vir wie boer jy daarso? So Laurens, is reg. Ja, net vir jou. Daar's hy. Ek select hom. So wat doen ons nou? Ons kyk sommer terselfdertyd of Laurens die gemagtiging het om hierdie enstof te koop. Kies vir ons jou plaas. Ja. Sê, en dan kies vir ons jou diere, maar jy het nog nie diere gelaai nie. Nou maar sê sommer net select animals. So dit gaan nou 'n lang proses wees as hy 1-1 moet laai en ons wil nie jou vertraag nie. Dit is al onbillik wees van ons, né? So stuur nou select quantity en dan sê net daar so search cattle. Sien jy met hom tik cattle, ja, cattle. Okay, so die hele database het nogal relatief baie spesies in, maar ons gaan nou beeste doen. En dan kan jy regs onder sê dan. Hier kan jy ook jou spesies split in verskillende goedjies af. Kom ons gaan heel onder toe. En ons sê search your veearts weer. Okay. Stefan Wessels, nee, sê. En dan sê vir my plaas die. Okay. Dis dit. Jou enstof is bestel. Jou veearts is verwittig dat hy nou vir jou 'n voorskrif moet uitskryf. En dan sodra jou voorskrifte en al sy voorskrifte saamgevat is, dan stuur ons dit oor na Dunewax toe en ons vat daai order saam en ons plaas die enstof. En okay, dis dit. Okay, so wat nou gebeur is daai enstof gaan afgelewer word by sy veearts en sy veearts gaan dit oorhandig en ons oorhandig daai 4 of 5 botteltjies vir hom. En op 'n stadium moet ons nou die staat verwittig dan nou van die inenting. So kom ons doen net 'n 5-dag verwittiging. Klik maar net op hom. Met raakklik. So op hierdie stadium kyk ons presies na dieselfde kliënt, ons kyk na die plaas en ons vra Arend, waar boer jy? Kom ons kyk. Hy gaan sy plaas soek en ons het 'n toetsplaas daar. En nou kan jy of elke individuele dier wat jy gelaai het gaan rapporteer as om te ent, of jy kan net 'n groep ent. Op hierdie stadium, alhoewel die departement en die skikkingssaak sê dat ons al die details moet instuur, kan hulle dit nog nie hanteer nie. So ons hou dit reg vir die oomblik as hulle al daai massas data kan hanteer. So op hierdie stadium rapporteer ons net die getal diere wat jy doen. So net 'n head count kan ons doen. Daai gebeur relatief vinnig en dit gaan dan deur na die staat toe en ons gee vir jou dan 'n dokument. So die hele selfe proses, baie maklik, jy kies net al jou plekke, jy wil ent, jy wil opvolg, jy wil 'n booster doen of jy wil 6 maandeliks doen, wat ook al jy moet doen is op die lysie klik en stuur. Okay. Kom ons wys hulle as ons nou ent. Het ons moet 'n iPhone van jou vat. Ja, die man is slim. So kom ons hom aangestel het, hy het planne. Okay. Okay, so dit is hoe dit nou op die foon lyk. En wat Arend nou gaan doen is, dit is wat jy as boer op die plaas sien. Dis die Dunewax app. Nou die Dunewax, jy kan net na dunewax.com toe gaan en ons install wat ons noem 'n klein progressive web app
en hy is beskikbaar die hele tyd en jy kan hom selfs dan gebruik sonder enige sein. So as enige een van julle, jy hoef nie daar by die huis te staan en te scan nie, jy kan net na Dunewax toe gaan, login vir ons die eerste keer of scan daarso vir ons. Nou hierso sal julle sien, elke bottel het sy eie unieke QR-code. Dit is 'n serialnommer en in daai serialnommer gaan ons dan nou die scan doen en ons gaan jou location van jou foon gebruik om te rapporteer, dan weet ons dit gebruik. Maar julle onthou, Lourens het nou vir ons mooi geteken waar sy plaas is. Julle onthou dit. So hoe weet ek Lourens het dit gebruik? Want ek weet Lourens se koördinaat is binne in sy plaas. En as gevolg van dit kan ons rekonsilieer die enstof wat ons oorhandig het met dit wat gebruik is. En ons weet dit is op die regte plek dan gebruik soos dit moet. So soos julle kan sien, kan ons Arend se voete sien en David se voete daar. En hy hou hom net voor. Okay. En wat julle nou sal sien wat lekker is, hy vra vir ons wie het hierdie enstof toegedien. So jy kan op hierdie stadium net jouself as 'n benoem daar, as die ou wat die enstof doen. En as jy dit dan voeg, dan kan ons daai enstof onmiddellik as 'n rekord op jou plaas sit. So ons hoef nie te gaan en die hele dag te stoei met papierwerk nie. Ek weet nie of julle ouens hou van papierwerk nie. Ek is 'n veearts, haat papierwerk. Toe begin ek 'n stelsel bou 5 jaar terug om my papierwerk makliker te maak en vandag staan ek voor julle en ek maak nog steeds papierwerk makliker. Okay. Gaan ons omskiep. So ons het vandag besluit ons gaan nie rapporteer nie. Nou hierdie is 'n RFID. Die staat vereis dit nie, maar kom ek julle sê dit gaan julle lewe makliker maak. Bitterlik baie makliker. So die rekord word gevoeg, hierdie is 'n unieke nommer in die wêreld. Scan maar daar. Daai nommer is nou gescan. Die inentingsrekord is gevoeg. En die data is op Buffalo Analytics. Vanaand 12:00 kyk ek na alle rekords wat nuut is en ek rapporteer aan die staat dat jy geënt het. Dis dit. Dis hoe maklik dit is. Maar die ander voordeel is, as jou bees gesteel word met een van hierdie en ons tel hom by 'n veiling op, kan ons die veediefstal aanspreek. So nie net word hierdie 'n mate van hoe help ons mekaar met die regulatoriese prosesse nie, maar dit help ook om veediefstal aan te spreek. Ons kan ook kyk na wanneer is jy geënt? Hoe lank terug is jy geënt? Is dit dalk nodig om jouself weer te ent? Wat is die veiligste periode om back and claw verspreiding te voorkom as ons enting gebruik? Is dit 'n week, 2 weke, 4 weke na die eerste enting? Of is dit moontlik 4 weke na die skraagdosis? En nou kan ons begin om die data te gebruik, te analiseer en vir julle die raad te gee as boere om meer verantwoordelik op te tree. Want ek is relatief seker hierso, niemand van julle in die Vrystaat staan een Sondagoggend op en besluit om sy buurman se plaas af te brand nie. Doen julle sulke dinge? En net so wil geen boer vir sy ander boer FMD gee nie. Back and close nie. Die Vrystaat Landbou kry hierdie by ons. Hulle subsidieer dit vir julle. As julle dit direk koop is dit R12.90. Hulle gee dit vir julle vir R8. R8 ouens. As jy lid is. So ek neem aan jy moet nou 'n lid word. So enigiemand wat nie lede is nie, Vrystaat Landbou staan nie voor met aansoekvorms. Die ouens wat wil geauthoriseer word, is welkom om vir my en Arend te sien of enige enstof te bestel. Net 'n opdatering op die enstof. Die enstof het gearriveer by DSW 10 minute voor 1, dink ek. Net kyk hoe laat dit. Ja, was so 10 voor 1. Is daar 1 miljoen dosisse. Ons het so 600.000, 550.000 dosisse oor. So in die laaste 3 dae het ons bietjie geskuif. So doen nie moeite, doen aansoek, ons sal julle help. En dan 'n ander ding, julle hoef nie as boere die hele proses deur te gaan nie. Ons kan ook dat jou veearts 'n groot bestelling plaas van 10.000 of so aflewer en ons kan later die nitty-gritty uitsorteer van die veearts wat dit oorhandig aan die boer. Maar kom ons kry die diere geënt. Ek dink dis wat ons moet doen. Die regulatoriese prosesse moenie in die pad staan van diere wat geënt word nie. Dankie.